Asai, welkom by vanoggend se vragmotor geselsie. Ons praat vanoggend bietjie Kleinfontein. Ek kry 'n boodskap van iemand en die vraag wat gevra word is basies, is daar enige boere by Kleinfontein? Nou ja, ek glo daar is wel boervolk, mans en vrouens wat heel moontlik in Kleinfontein bly. Dit beteken nie dat Kleinfontein is vir boere nie. Want kom ons gaan kyk mooi na die gesprek wat die persoon vir my gestuur het. Een van die verteenwoordigers van Kleinfontein. En luister mooi na sy woorde. Sy woorde sê pertinent Afrikaner. Nou wat ons dalk mooi moet verstaan is dat die Afrikaner is 'n nasie. Hulle is nie 'n volk nie. Nou op daai gesprek met die onderhoud van persoon van Boer Media, en ek dink persoonlik Boer Media moet dalk hulle naam eerder verander na Afrikaner Media, want hulle verteenwoordig nie noodwendig die boervolk nie. Let wel, daar's 'n verskil tussen Afrikaners en boere, en daar's ook 'n baie groot verskil tussen boervolk en boere, die landbouerprofessie. Maar dit is deel van die assimilering om jou te probeer oorreed dat alles is deel van mekaar, en dit is verseker nie. Moenie vergeet dat daar oor die 50.000 Afrikaners saam met die Engelse in 1899 teen die boervolk geveg het, en dat baie van daai Afrikaners in posisies geplaas is om sekere goed tot stand te bring teen die boervolk. So ja, Kleinfontein, daar was geen boere by Kleinfontein gewees met dit wat daar gebeur het die laaste week nie. En luister gerus na daai onderhoud en dan oordeel jy vir jouself. Daar word pertinent verwys na Afrikaners. Nou, dit maak 'n interessante aanname, en dat is daar moet gepraat word oor artikel 235. Nou, 235 sê elke volk het die reg tot selfbeskikking. Let wel, volk, nie nasie nie. En die Afrikaner, weet ons, is 'n nasie. Hulle is nie 'n volk nie. Slegs die boervolk is 'n volk, en die boervolk kan aanspraak maak op selfbeskikking. Nou, dit is seker 'n lekker debat wat ons kan voer, en daarvoor moet ons maar net 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis en presies gaan kyk hoe die goed aan mekaar sit en wat gaan vir wat. Maar moenie jou om die bos laat lei nie. Die Afrikaner is 'n nasie, en as jy dalk bietjie voel of op jou tone trap, dalk moet jy gaan seker maak of jy dalk nie eintlik uit die boervolk uit is nie. En indien jy uit die boervolk uit is, dan maan ek jou om jou identiteit te verander en om seker te maak dat jy is wie jy sê jy is. Want alles kom terug na wat kan jy bewys. As ek jou vandag na hof moet sit en ek sê vir jou bewys vir my dat jy deel is van die boervolk, wat die regmatige erfgename is van die Transvaal en die Vrystaat en dan 21 ander republieke, waarvan 2 van hulle in die buiteland is en nie noodwendig in Suid-Afrika self nie, vir die van julle wat dit dalk nie geweet het nie. Dan maan ek jou om jouself te ontvoog. Nou, die ontvoogtingproses is 'n papierproses wat jy jou naam weer moet herstel, want jy is 'n dooie korporasie in 'n statutêre wetgewing. Nou, RSA, soos julle weet, is 'n ingelyfde maatskappy, en 'n ingelyfde maatskappy kan net met ingelyfde maatskappye besigheid doen. En daarom is jy, toe jy gebore is, onwetend dat jou pa en jou ma geregistreer. Nou, onthou, enigiets wat jy registreer, teken jy die eienaarskap weg, jy het slegs die titel daarvan bly jy die houer van, en daai probleem moet reggestel word deur 'n papierproses. Nou, jy kan hoofkantoor kontak en hulle sal jou help om die dokumentasie in te vul, en dis nie baie moeilik nie, hulle doen alles vir jou. Dit word eenvoudig weggestuur na die relevante departemente toe, en daai proses herstel jou naam om weer 'n lewendige man of 'n lewendige vrou se status te kan opneem. Dan moet jy ook verder onthou dat RSA, wat 'n ingelyfde maatskappy is,
werk onder statutêre wetgewing wat wette en statute is. Wette en statute is nie van toepassing op lewendige mans en vrouens nie. Dit is wel van toepassing op korporasies. Nou die ding moet nog redelik in Suid-Afrika beproef word, as jy die ouens volg in die VSA en die Verenigde Koninkryke, Australië, Nieu-Seeland, Kanada, daai plekke, dan werk dit al redelik baie vrugte af vir 'n hele paar jaar. En onthou, as jy die woord citizen hoor, citizen is nie lewendige man of lewendige vrou nie. Dit is deel van 'n korporasie. So terminologie is baie belangrik as ons na hierdie goed begin kyk, en daar's 'n rede hoekom hulle die taal van Engels gekies het, want in Engels werk al die goeders reg. Soos currency is dit vloei. So kyk gerus bietjie daai goeders op, daar's baie inligting rondom dit. Maar uiteraard, om jouself deel te maak weer van die boervolk, moet jy jouself kan identifiseer. En daarvoor ontvoeg ons jou en dan plaas ons jou van de facto korporasie af, plaas ons jou terug na 'n de jure land- en grondjurisdiksie, wat nie op maritieme wetgewing geskoei is nie. Dit is geskoei op Romeins-Hollands gemeenereg, en die gemeenereg het 'n hoër status as statutêre wetgewing. Nou, Suid-Afrikaanse howe is hoofsaaklik militêre tribunale. Dit is nie regtig howe nie, want hulle werk met korporasies. Dit is hoekom almal daarso in swart sit, want dit is dood, dit is nie lewendig nie. Jy kan ook nie vir jouself praat nie, jy het 'n prokureur of advokaat nodig om namens jou te praat. So dis hierdie klein goedjies waarna ons moet begin kyk, om te sien waaroor gaan dit regtig en waarop kom dit aan. So, neem jouself in ag en neem jou status as 'n lewendige man en 'n lewendige vrou op. En as jy dit gedoen het, kan jy jouself weer onder die ZR boervolksjurisdiksie plaas. En daar's 'n klomp dokumente wat jy kan invul rondom dit. En dan skei ons die koring van die kaf en ons weet met wie werk ons. En dan weet jy ook weer wie is jy. So as jy voorouers gehad het in die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902, dan het jy jou erfregtelike grond vir tyd en wyl verloor. Maar as jy nie gaan aanspraak maak daarop nie, gaan dit vir ewig verlore gaan. En dan gaan jou kinders se kinders nie weet wie hulle is of wie hulle was. So ons kom uit 'n formidabele era se mans en vrouens uit. En my oupas en oumas se bloed en sweet het betaal vir dit wat ons vandag het. En ongelukkig is dit as gevolg van onkunde, 'n sekere goeders maar net eenvoudig oor die lig gesien en ons stelselmatig verval in iets waar ons nie moet wees nie. So neem jou status op as 'n lewendige man en 'n lewendige vrou en skakel in by die ZR boervolk. Ons verander jou identifikasie. Jy kry 'n ander ID-dokument. En soos ons sê, weet, dit is nog 'n hele proses wat nog gedoen moet word en wat nog vrugte moet afwerp. En niemand gaan hierdie vir jou doen. Hierdie is eenvoudig op jou aangewese. En dit is belangrik dat jy weet wie jy is en waaraf jy kom. Seën vrede, als dit mooi is.